Vandag wil ek met julle gesels oor die Afrikaner teen die Engelsman. Ek, soos vele ander, het in 'n huis groot geword waar een van my ouers 'n Afrikaner is en die ander een Engelssprekend. In my geval het ek ook Engels groot geword. Ek was na Engelse skool toe gewees en sodoende is ek nog altyd as 'n rooinek of 'n soutie beskou. Die rede hoekom ek hierdie video maak, is omdat ek besef dat daar wrywing is tussen Engelssprekendes en Afrikaners, nog steeds in 2026. En ek wil graag met julle 'n persoonlike ervaring deel, sodat julle iets het om oor te dink. Nou, toe ek 'n jong man was, 22, 23, het ek 'n kliënt gehad, 'n regte Afrikaner oomie, boereoom. En hy het die Engelse gehaat, maar hy het baie van my gehou. En ek het 'n punt daarvan gemaak om baie met hom Engels te praat. Dan maak ek hom so kwaad, nee, dis nie eers snaaks nie. Maar hy het baie van my gehou en het net by my gekoop. En eendag toe stry ek en hy so, en hy sê toe vir my, weet jy wat, Engelsman, kom sit nou hier, laat ek jou nou iets vertel. En ek sit toe, en hy sê vir my, weet jy nie, jou voorouers het hiernatoe gekom. Die boere gemartel. En dit alles vir die minerale hulpbronne in hierdie land. En ek sit toe daar en ek kyk vir hom en ek sê vir hom, oom, ek ken nou nie daai geskiedenis nie. Jy weet, ek kan vir jou vertel van Mandela. Hy was 'n goeie ou. Maar ek ken nie daai geskiedenis nie. En soos jy weet, ek hou van 'n goeie debat. So ek sal 'n bietjie gaan navorsing doen en dan sal ek terugkom na jou toe. En hy sê vir my, ja, maar dis waar, jy kan dit maar vat vir wat dit is. En ek sê vir hom, nee, wag, kom ek en jy gesels op 'n ander tyd rondom dit. En ek sê vir hom, en al is dit waar, kan jy my net 50% verantwoordelik hou, maar net 50% van my bloedlyn kom van daardie bloedlyn af. En hy sê vir my, nou redeneer jy soos 'n Jood. En ek sê vir hom, dis baie vreemd dat jy dit sal sê. En ek is toe daar weg. En ek het toe gaan oplees oor daardie geskiedenis, en maande later toe ek weer by die oom Mike. Ek sal nou nie sy van sê nie, maar oom Mike, as die video ooit by jou uitkom, baie dankie vir die tyd wat ek en jy saam gehad het. Ek onthou dit nou nog. In elk geval, en ek kom toe weer by hom uit, na ek gaan kyk het na die geskiedenis. En ek sê toe vir hom, oom, ek het vir jou antwoord, maar ek het ook vir jou 'n paar vrae. Hy sê vir my, ja. Ek sê, oom, is dit nou so, dat die Engelse die oorlog gewen het? En hy sê vir my, ja, maar, kyk wat het julle gedoen, en hoe julle dit gedoen het, ensovoorts. En ek sê vir hom, oom, dit wat daar gebeur het, is nie reg nie. Dit is nie die debat nie. Ek weet wat daar gebeur het, was totaal en al onaanvaarbaar. Maar, het die Engelse die oorlog gewen, ja of nee? Hier's 'n punt wat ek wil by uitkom. En hy sê vir my, ja, julle het die oorlog gewen. Ek sê, is dit? Nou, as dit so is, dat my voorouers die oorlog gewen het, en as dit so is, dat hulle gekom het vir die minerale hulpbronne in hierdie land, dan sal dit mos redelik wees om aan te neem, dat ek 'n erfporsie het van daardie minerale. En hy bly toe so rukkie stil, en hy sê vir my, ja, gaan aan. En ek sê vir hom, oom, ek het bietjie gaan kyk, want jy weet, ek soek na my erfporsie. En daar is geen erfporsie vir my nie. En net sodat jy weet, ek het baie Engelse mense gevra, waar is hulle erfporsie? En hulle het ook gesê, hulle het nie 'n erfporsie nie. En ek het toe gaan soek, om uit te vind, wat het van my erfporsie geword? My voorouers het hiernatoe gekom, die oorlog gewen, vir 'n klomp minerale, vir rykdom, wat ek vandag nie het nie. Waar is my erfporsie? En toe vind ek uit, dat my erfporsie nie in die hande is van Afrikaners nie, en ook nie in die hande van Engelsmanne nie, maar wel in die hande van Brasilianers. Gaan dink bietjie oor hierdie storie.